Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is gesang 168, vers 1, 2 en 3. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 48, vers 1, 2 en 5. Amen.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing Psalm 33 vers 11, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie.
Kom ons sing Gesang 284, vers 1, 2 en 3. Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees uit die profeteboek Sagaria. Hoofstuk 7 vanaf vers 1 tot 6 en dan hoofstuk 8 vers 14 tot 19. In die 4de regeringsjaar van koning Darius het die woord van die Here tot Sagaria gekom. Dit was op die 4de Kislev, die 9de maand. Die mense van Bet-El het vir Sar-Eser en vir Regem-Melek met sy manne gestuur om die Here te raadpleeg. Hulle moes vir die priesters by die huis van die Here, die Almagtige, en vir die profete vra: Moet ons nog in die 5de maand huil en vas, soos ons nou al jare lank doen? Die woord van die Here, die Almagtige, het toe tot my gekom. Sê vir almal in die land en vir die priesters: Julle vas en treur nou al 70 jaar lank in die 5de en in die 7de maand. Maar
vas julle tot my eer. En as julle eet en drink, doen julle dit vir julleself. So sê die Here die Almagtige, omdat julle voorvaders my toorn laat ontvlam het ek besluit om julle kwaad aan te doen. En ek het nie die straf herroep nie, sê die Here die Almagtige. Maar nou is my bedoeling anders. Ek wil goed doen aan Jerusalem en Juda. Moenie bang wees nie. Wat julle moet doen is dit. Praat die waarheid met mekaar. Laat die waarheid en die reg geld in julle regspraak, sodat daar vrede onder julle kan wees. Moenie bose planne teen mekaar bedink nie. Moenie vals ede bly aflê nie. Ek haat sulke dinge, sê die Here. Die woord van die Here die Almagtige het tot my gekom. So sê die Here die Almagtige. Elke vasdag, of dit nou val in die 4de of die 5de, die 7de of die 10de maand, sal vir Juda 'n dag van vrolikheid word, 'n dag van vreugde. Die dag sal feestelike byeenkomste word. Maar dan moet julle bly by die waarheid en sorg dat daar vrede onder julle is. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, U alleen is God en Here. U het alles geskep. Dit wat ons kan sien en ook die dinge wat ons nie kan sien. Om U te mag ken. U kind te mag wees. Dit is die lewe. Om U te kan aanbid is die diepste vreugde wat 'n mens in hierdie lewe kan hê. Ons bring U vanoggend ons lof. U seun het uit die dood opgestaan en vir ons verlossing gebring. En ons dankie dat niks op hierdie aarde ons ooit weer onder die juk van sondeskuld kan druk nie. U seun se offer was volmaak. Ons dankie dat U seun se opstanding ons herskep het tot nuwe mense. Mense wat elke dag en elke oomblik nuut kan bly.
Mense wat in voor- en teenspoed kan bly opstaan en lewe, want ons Here leef. Gee tog dat ons hele lewe Paasfees sal bly. Here ons God, vir 'n Paasfees lied wat ons deur heel ons lewe mag sing, vir die belofte om 'n ewigheid by U te mag wees. Daarvoor dank ons U. Ons bid, laat U naam deur ons geheilig word. Laat ons in die dinge wat ons sê, dink en doen, nie vir onsself naam sal probeer maak nie, maar dat ons deur ons woorde, ons dade, ja en ons gebruike, U naam sal heilig. Ons bid dit alleen om die ontwil van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 240, die eerste en die tweede strofe. Jesus, al is ons ontrou, U bly altyd deur getrou. Ons het al by 'n vorige geleentheid gesê
Geloof is 'n persoonlike saak, maar dit is nie 'n private saak nie. Ek en u elkeen leef 'n geloofslewe. Maar wanneer ons hier kom by mekaar, dan antwoord ons op die evangelie met een antwoord, die geloofsbelijdenis wat ons saam as kerk bely. Persoonlike saak, maar dis nie 'n private saak nie. Dit antwoord deels die vraag oor waarom ons 'n kerklike lewe lei. 'n kerklike lewe waarin ingebou is Kersfees, Lydenstyd, Goeie Vrydag, Paasfees, Hemelvaart, Pinkster. Ons leef in ons geloof 'n kerklike lewe met mekaar. En dis die situasie wat ons raakloop in ons skrifgedeelte. So ongeveer in die jare 590 voor Christus het die Babyloniërs Juda binnegeval, alles verwoes en geplunder wat voorgekom het. Mense, diere, ook wingerde en landerye, totdat hulle uiteindelik by Jerusalem gevorder het, Jerusalem verwoes het en die tempel van die Here. En in hierdie tyd, hierdie 70 jaar van ballingskap, het die Israeliete, die wat in Israel en Juda agtergebly het, wat nie noodwendig weggevoer is met die twee ballingskappe nie, die wat in ballingskap was, het hulle vas en rou dae gehad om die verwoesting van die tempel mee te herdenk. In ons skrifgedeelte is dit nou bietjie meer as 70 jaar later. Die volk het begin terugkeer uit Babylon. Die mense het begin om die tempel te herbou. Hulle was nou tydens ons skrifgedeelte se geskiedenis nou al vir 2 jaar besig om die tempel te herbou. En al die, kom ons noem dit, administratiewe reëlings rondom die tempel is in orde begin kry. Priesters is aangewys. Want die vooruitsig was daar om 2 jaar later as die tempel voltooi sou wees, soos altyd voort te gaan met hulle godsdienstige gebruike. En nou stuur daar mense uit die noordelike ryk, 2 manne, om in Juda met die mense in Jerusalem 'n gesprek te gaan voer en die vraag te vra: moet ons nog in die 5de maand van die jaar huil en vas, soos ons nou al jare lank gedoen het, nou al vir 70 jaar lank gedoen het, waarin ons die verwoesting van die tempel herdenk het? Nou klink dit vir ons asof die antwoord eintlik doodlogies sou wees. Nee, julle hoef nie meer daarmee voort te gaan nie, want die
tempel word herstel, die ballingskappe is verby, so dis sekerlik nie meer nodig om te treur oor die tempel wat destyds verwoes was. Maar die saak was nie so eenvoudig nie. Veral wanneer ons kyk na wie almal, om dit so te noem, by hierdie kerkraadsvergadering betrokke sou wees. Wie is die mense wat daar is? In die eerste plek is dit die mense uit die noorde, Israel. Ons sal onthou dat voor die ballingskappe, hulle deur die koning verbied was om by die tempel te gaan aanbid, maar wel by Dan en Bethel. Maar omdat dit die geval met hulle was, het dit met die tyd begin gebeur, en dan natuurlik ook tydens hierdie 70 jaar lange ballingskap van Juda, dat godsdienstige gebruike meer 'n gesins of 'n familiesaak begin word het. Hulle standpunt by so 'n kerkraadsvergadering sou heel waarskynlik wees: ons vra die vraag omdat ons eintlik van mening is dat ons dit nie meer hoef te doen nie. Aan die ander kant, deel van die kerkraad, is die priesters in Jerusalem. En die priesters was nog altyd daarop ingestel om die gebruike van die verlede te handhaaf. Jy verander nie daaraan nie. So die waarskynlikheid sou wees dat hulle sou sê, nee, ons gaan aan met hierdie vasdae, al is die tempel amper klaar herbou. Daar was nog 'n ander saak op hierdie kerkraad. En dis nou presies hoe mense maar is. Daar was mense van die wat in Israel agtergebly het tydens die ballingskap, want nie al die Israeliete in Israel en Juda is met die ballingskappe weggevoer nie. Daar was van hulle wat agtergebly het. Hulle het onder hulle self gereken dat omdat die Here hulle nie met die ballingskappe getref het nie, dat hulle eintlik die voortsetting van ou Israel is. Hulle het eintlik 'n bietjie meer guns in God se oë geniet as die ander. So eintlik behoort hulle standpunt oor hierdie saak geregverdig te wees. Maar net so aan die ander kant, het die weer wat nou fisies in ballingskap was, wat teruggekom het, hulle het nou weer geredeneer, maar hulle is eintlik die voortsetting van Israel, want hulle is die mense wat die ballingskap persoonlik beleef het en nou weer kon terugkom. So 'n doeteenvoudige vraag, maar by 'n kerkraadsvergadering waar uiteenlopende opinies oor die saak teenwoordig was. En nou is die groot vraag: wat sou die profeet van die Here, Sagaria, op hierdie vraag antwoord? En dan moet ons onthou, hy kom uit 'n priesterfamilie. So heel waarskynlik was daar die verwagting dat hierdie profeet van die Here, wat uit 'n priesterfamilie kom, dat hy die priesters in hulle standpunt sou ondersteun, indien hulle van mening sou wees dat die vasdae, die tradisie, die gebruike moet voortgaan. En dan sê die Here vir Sagaria:
om vir hierdie vergadering die volgende te sê. Julle vas en treur nou al 70 jaar lank, in die 5de en in die 7de maand. Maar vas julle tot eer van die Here. En as julle elke dag by julle tafels, by die huis vol kos sit en eet en drink, doen julle dit vir julleself. Wat sê God deur sy profeet vir hierdie vergadering? Om dit in die taal van die Nuwe Testament te sê. God sê vir hierdie vergadering, kies die evangelie. En daarmee sê God vir hierdie vergadering, godsdienstige gebruike, herdenkingsdae, het in op sigself geen betekenis. Goeie Vrydag, Paasondag, 'n herdenkingsgeleentheid van 'n gemeente wat 50 jaar oud word, om tradisioneel op 'n Sondagoggend net in die kerk te kom sit, beteken in op sigself niks. Die vraag is, hoekom doen jy dit? Hoekom doen julle dit? En as ons gaan kyk na Jesus Christus se bediening, het hy self elke keer as hy met die skrifgeleerdes en die fariseërs in gesprek was, het hy hierdie saak van skyngodsdiens uitgewys. Hulle kon vir jou die wette so op die vingers afsê. Maar elke keer het Jesus Christus vir hulle gesê, dis nie waaroor dit gaan nie. Dink aan die fariseër en die tollenaar wat voor die tempel gestaan en bid het. Wat het die fariseër gedoen? Hy het vir die Here vertel in sy gebed oor hoe goeie man hy is. Hy het vir die Here vertel hoe dat hy een na die ander wet gebruik, tradisie, nakom stiptelik. En boonop die arrogansie te hê om vir die Here te sê, baie dankie dat ek nie soos hierdie tollenaar lyk, wat niks hiervan nakom nie. Hoekom het ons 'n kerklike kalender? Hoekom het ons 'n Kersdag? Hoekom herdenk ons die lyding van die Here vir 7 Sondae, Goeie Vrydag, Paasondag, plus nog al die ander dae, Pinksterfees, Hemelvaart, noem hulle op. Ons sekerheid, lê nie daarin opgesluit nie. Ons sekerheid is in Jesus Christus alleen. Wanneer ons deur ons kerklike jaar gaan, wanneer ons 'n herdenkingsdag reël oor die gemeente wat 50 jaar oud is. As ek in die aand met my Bybel sit en lees,
dan doen ons dit omdat ons sekerheid in Jesus Christus is. En wanneer ons as kerk al hierdie dinge doen, dan is dit amper soos 'n sirkelreaksie. Ons doen dit omdat ons aan die Here behoort, en terwyl ons dit doen, word ons herinner dat ons aan die Here behoort. Ons dink hier ook aan Paulus, wanneer hy in 2 Korintiërs sê, ons, mense, is maar kleipotte wat maklik breek. En ons almal weet dit baie goed. Maar dan sê hy iets eienaardigs daarmee saam. Hy sê, in hierdie kleipot is die lewe van Jesus Christus. En as hierdie ou kleipot breek, wat ons nie wil hê moet gebeur nie, maar as hierdie ou kleipot breek, wat kom tevoorskyn? Die lewe van Jesus Christus. Ons hou herdenkingsdae, ons hou kerklike feesdae, omdat ons in Jesus Christus glo en hierdie feestye ons ook in die geloof bou. Onthou wat het God deur Sagaria aan die einde gesê? Eintlik het God die antwoord toe self gegee, die vraag wat op die kerkraadsvergadering gedien het. Julle hoef nie meer vasdae te hou nie, want ek het nou van plan verander. Julle kan nou net feesdae hou, want sê die Here, vir Jerusalem wil ek goed doen. Die kruis in die oop graf maak dat ons daar gebruike wat ook al feestelike geleentheid is, omdat Jesus Christus ons, my Here is. Mag die Gees ons tog met hierdie geloof vul. Want dan wanneer ons by die wiegie van 'n nuwe lewe staan, ons fees vier. Maar ook wanneer ons by die dood staan, ons onder ons hartseer fees vier. Want ons behoort aan Jesus Christus. Amen. Ons slotgesang is gesang 486, die eerste, tweede en vierde strofe. Soos in die
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.